Hallo julle. Romeine 6 vanaf vers 11 praat oor die sonde en hoe ons moet lewe. Kom ek stel dit so, kom ek lees dit vir jou. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Dit is nou vers 11 tot 14 van Romeine 6 gewees. Na die kruisdood, nadat die Here Jesus Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, praat ook daarvan in Romeine, is die sondige beheer gebreek, is jy verlos van jou sonde. Die Here vra van ons om te lewe vir God, om elke dag ons kruis op te tel en hom te volg, want hy is ons koning en ons God. Ons lewe vir hom 'n lewe van verheerliking en heiligheid. En dan moet die mens nie in die trap van, nee, ek doen nou alles reg. Jy kan nooit alles reg doen nie, daar gaan altyd sonde wees. Ons is in 'n sondige, goddelose wêreld. En ons het nog steeds die vlees en die sondige natuur. Maar die Here Jesus het vir ons gesterf aan 'n kruis en hy vra dat ons vir hom lewe. Hy het die sonde gebreek deur sy kruisdood en deur sy liefde en sy krag. Hy vra dat ons vir hom leef. En as ons weet dat ons verkeerd doen, dan gaan ons voor hom en ons vra, Here, vergewe ons, en ons draai weg van daai sonde af. En ons gaan terug na die Here toe, want hy is lief vir ons en hy is ons koning en hy wil graag 'n verhouding met jou hê. Romeine 5 vers 8. Daar staan: maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.